Weereens hartlik welkom. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie formasiereis. Praat hierdie week oor laat U koninkryk kom, die gebed wat Jesus ons geleer het. Vandag wil ek jou vra, is jy soos baie mense van opinie dat die koninkryk van God is God se verantwoordelikheid? En my verantwoordelikheid is om hom te vra om dit te laat gebeur. So baie mense in die kerk het daardie uitgang, en hulle noem dit baie keer sommer intersessie, waar ek God vra dat sy wil moet geskied. Kom ons kyk dan daai skrif in Matteus 6 vers 10 weer eens. Nuwe Lewende Vertaling sê, laat U koninkryk kom. Laat U wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. So as jy nou bid, wat doen jy? Vra jy God in jou gebed dat hy sy wil moet laat geskied, dat hy moet werk, dat hy dinge moet laat gebeur, dat hy sy wil moet afdwing op ons? Ek wil jou vandag bewus maak van 'n klein intensie. Die meeste mense bid, Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, soos op die aarde. Maar soos wat ek geleer is, dan sê hulle, God het 'n wil, maar jy moet die wil van God in vervulling bid. Dis amper soos, God het 'n plan, maar as iemand hom nie vra dat dit moet gebeur nie, as iemand nie vir hom bid en sê, Here, laat dit gebeur nie, dan doen hy dit nie. En dan noem ons dit intersessie, of ons noem dit voorbidding, en ons pleit eintlik by God, dat hy sy wil moet gebeur. Maar daar is 'n klein intensie, 'n klein verskil, 'n aanpassing wat ek dink ons moet maak. Want wanneer jy sê, Here, laat U koninkryk kom, dan herinner jy nie God aan sy wil nie. Jy herinner hom nie dat hy dit moet laat gebeur nie, hy het nie vergeet nie. Dis nie dat hy nie omgee oor ons en as iemand vra dan sê hy, dis my wil nie. Wanneer jy sê, laat U koninkryk kom, dan bedoel jy eintlik, in my lewe wil ek U wil hê. In my lewe wil ek U koninkryk uitleef. Soos wat U dit beplan het in die hemel vir my, so wil ek dit leef. Dis 'n klein verskilletjie in 'n sin. In steede van God te sê, ek bid U wil in vervulling, vra jy, Here, wat is U wil? Wat wil U vir my lewe hê? Wat moet ek doen? En ons het 'n baie mooi voorbeeld in die Bybel, in die vorm van Maria, die maagd wat aan Jesus geboorte gegee het. En ons hoor haar storie in Lukas 1, by vers 38. En sy het 'n droom, en in 'n droom verskyn 'n engel aan haar, en hy sê, God het 'n plan vir jou lewe, en sy plan is, dat jy die beloofde Messias in die wêreld moet inbring, en hom versorg tot hy groot is. Dink aan die geweldigheid van daardie versoek van God. Dink aan die geweldigheid van daardie ding wat God sê, dit is wat ek wil hê, dis my manier hoe jy my koninkryk in vervulling kan kom. En al wat Maria sê, sy sê, Here, laat dit met my wees, soos die Here gespreek het. Met ander woorde, Maria kom en sy sê, laat U koninkryk in my lewe kom, en laat U koninkryk deur my lewe kom, en dit het. God het vir ons Jesus gegee, die inkarnasie van die Messias in hierdie wêreld, maar hy het 'n persoon gebruik, Maria. Vandag, as ons na ons eie lewe kyk, dan wil ek vra, wat dink jy sê God vir jou? Wat sê hy vir my? Wat is sy wil in sy koninkryk vir jou en my?
Dis dalk baie anders as wat hy vir Maria gevra het, maar hy vra nog steeds vir jou iets. Hy het nog steeds 'n wil in sy koninkryk wat jy in vervulling moet bring. En as jy hier sit saam met my en jy kyk en jy kan saam bid, dan kan jy sê, Here, ek wil u koninkryk laat kom. In my lewe, in my gemeenskap, in my huwelik en in my wêreld. Wat is dit wat u wil hê ek moet doen? En jy kan sê, ek is hier, Here. Praat met my. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat Jesus vir ons so 'n mooi gebed gegee het. En ons geleer het hoe om te bid. En as ons vandag daaroor dink, wil ons saam met Jesus bid en sê, Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in my lewe, in die lewe om my, in my gesin, in my familie, in my gemeenskap en in my wêreld. En daarmee saam wil ons bid en sê, praat met ons, Here, ons luister, wat is dit wat u wil hê ons moet doen? Amen.